Geliefdes, ek groet julle in die mooi naam van ons koning Jesus Christus, pastoor Dion hier, en soos julle weet is ons besig met ons studie oor die sondige natuur, en dit is 'n onderwerp wat baie mense onkundig is, baie mense wil dit nie hoor nie, wil dit nie besef nie, maar ons moet hier die waarheid na vore bring, deur die inspirasie van die Heilige Gees in die woord, sodat ons kan weet, halleluja, wat die waarheid is, en as ons die waarheid ken, sal die waarheid ons vry maak. Geliefde broeders en susters, dis belangrik om die waarheid te kan ken, né? En dan hierdie waarheid sal ons vry maak. Die waarheid is Christus. Halleluja. Hy sê ek is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die waarheid. Halleluja. Hy is die waarheid. En God werk binne waarheid. Hy werk binne 'n persoon. En sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Dis waar God beweeg, dis waar God werk, dis die ideale plek waar ek en jy onsself moet vind, is in Christus Jesus, soos Paulus dit duidelik maak, in Christus, deur Christus, wat die verlossing vir ons dan gee. Halleluja, prys sy lieflike naam. En dit is altyd, sonder twyfel, 'n hart wat in liefde vasgemaak is aan die boodskap van die kruis. Halleluja, prys sy naam. En ek is baie opgewonde oor dit wat die Here vir ons gaan leer aangaande die belangrike onderwerp van die sondige natuur. As jy nie die vorige lesse gemis het, ek dink ons is vandag by les nommer 10, gaan terug en gaan luister dit, share dit, regtig, hierdie is 'n waarheid wat nie gepreek word nie, hierdie is dinge wat nie gegee word nie, en baie kinders van die Here word mislei deur die vlees en deur die sondige natuur, en ek praat onder die vlaandele of onder die dekmantel van godsdiens en Christendom. Mens moet versigtig wees waarna jy luister, en ons moet weet dat as iemand nie kom in geregtigheid nie, het Christus hom nie gestuur nie, en as hy nie die boodskap van die kruis spreek en Christus na vore bring wat die geregtigde een is, en die geregtige werk wat die werk van die kruis is, as hy dit nie bring nie, geliefde broeders en susters, is dit 'n ander evangelie, 'n ander Jesus, gedryf deur 'n ander gees. En Paulus maak dit duidelik, dat al kom 'n engel uit die lig en verkondig julle 'n evangelie wat in stryd is met wat ons vir julle gee, laat hom 'n vervloeking wees. Paulus het verkondig Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy het opgestaan en hy regeer tot in alle ewigheid. Maar geliefdes, Paulus het dan wel ook gesê, ek gee julle die evangelie op die wyse waarop ek dit verkondig het. En dit is dat die kruis van ons Here Jesus Christus, die kruis van ons Here, die voltooide werk van Jesus, ek praat nie van die balk nie, dit moet in sy geregtigde plek gesit word. Sonder die kruis is daar geen opstandingslewe nie. En die boodskap van die kruis as vooropliggend is verkondig deur Paulus, gesien in sy 14 briewe, en dit is dit wat hy van Christus ontvang het, vir ek en vir jou, om vir God te lewe in oorwinning, halleluja, oor die vlees, die wêreld en die duiwel. Ek lees vir julle uit Genesis hoofstuk 4, en ons weet dat Kain het vir Abel doodgemaak. Ons weet dat Abel het die regte offer gebring wat God aanvaar het, en dit was die geslagte lam op die altaar. Dit was 'n lieflike en aangename geur vir die Here, want dit het te doen met dit wat God vereis het. Dit het te doen met sy geloof en vertroue in die belofte wat sou kom. En dieselfde geld vir ek en vir jou vandag. Wanneer my geloof en vertroue nie gaan rus in Christus, die lam van God, wat sy lewe vir my afgelê het, Christus Jesus en hom as gekruisigde, as hy my geloof nie daarin gaan rus nie, gaan my lewe nie aangenaam wees voor die Here nie. Ek is jammer om dit te sê, jy is 'n kind van die Here, jy het nog steeds 'n vlees, jy het nog steeds die teenwoordigheid van die sondige natuur, maar dit hoef nie hou vas op jou te hê nie, want Paulus het gesê, ek is gekruisig saam met Christus. Hy het gesê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in ons.
En die lewe wat ons nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof. Daar kom dit wat Abel getoon het, né? En die seun van God wat ons lief gehad het en homself vir ons oorgegee het. Ek verwerp nie die genade nie. Want as geregtigheid deur die wet gekom het, het Christus te vergeefs gesterwe. So geliefdes, ons moet onthou dat die objektiewe geloof en vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is van kardinale belang. Soos ons hierso sal lees. So hulle het die offer gebring, Abel het die offer gebring, wat die Here aanvaar het. Sy broer was kwaad gewees daarvoor, was 'n aanstoot gewees aangaande die boodskap van die kruis. Hy was ongelukkig. Hy het die werk van sy eie hande, die vrugte en die groente wat hy gegee het, wat hy uitgebring het, het dit op die altaar gesit, en dit was afskuwelik voor God. En dis so baie mense in die werke van hulle eie hande sit. Jesus het een oplossing. God het een oplossing gebring. En dis die kruis van ons Here Jesus Christus. God het een manier gebring. En dis Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit is wat Paulus verkondig het. Dis kom hy gesê het, ek het gemaak of ek niks onder julle weet nie. Toe ek gekom het om die getuienis van God vir julle te bring. Die woord na julle toe wil bring. Die skrifte vir julle wil oopmaak. Die skrifte vir julle wil bring. Het ek gemaak of ek niks anders te wil weet nie onder julle behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde, sodat julle geloof nie sal sit in menslike oorredende woorde nie, want mense vat die woord van God en verdraai dit volgens hulle persepsie. Jy kan nie volgens die woord van God volgens 'n vleeslike persepsie en 'n vleeslike, jy sal ander dinge inlees wat die vlees bevoordeel en die vlees regverdig, en dis hoekom ons 'n verdraaide evangelie vandag het. 'n Verdraaide evangelie is iets wat kortval van die kruis van Christus. Ek is jammer om dit te sê, 'n verdraaide evangelie is 'n kruislose evangelie. Is 'n kruislose evangelie. Ek praat nie net van die kruispreek op 'n paasdiens of die kruispreek vir iemand wat moet tot bekering kom nie. Ek praat van Jesus Christus en hom as gekruisigde, uitlig uit die woord uit en dit gee vir iemand gebreek sodat hy dit kan deur die geloof 'n geestelike vaste spys kan hê. Hy oorwinning kan hê oor die vlees, die wêreld en die duiwel, en hy na die gees gelyk kan word en volgens die gees kan wandel. Geliefdes, dis die waarheid waar baie mense onkundig in staan. En Jesus maak dit duidelik, julle sal die waarheid ken en hierdie waarheid sal vir julle vrymaak. Halleluja. En dis ken hom in al jou weë en hy sal jou baie vir jou gelyk maak. Ken hierdie kennis aangaande die vrees van die Here, wie hy is en wat. Dit gaan alles oor die kruis. Dit gaan alles oor die geloofsgehoorsaamheid wat ek in liefde moet toepas elke dag in my eie lewe, sodat hierdie sondige natuur en die vlees nie my lewe oorheers nie, maar dat dit die gees en die geregtigheid en die wil van God en die vrug van die gees en al hierdie dinge in my lewe gesien kan word. Maar ek lees vir julle in Genesis 4 en hy sê so toe Kain weggehardloop het en sy broer doodgemaak het. En die Here sê vir hom, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? En daar nie verheffing, luister mooi, as jy goed doen nie. Wat het Abel goed gedoen? Abel het goed gedoen omdat hy die offer gebring het wat aanneemlik is voor God. Abraham en sy boetie was dieselfde gewees. Abel, ekskuus julle. Kain en Abel was dieselfde gewees. Maar wat die verskil gemaak het, was die geloof en die offer, né? Luister mooi. Hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur van jou hart, né? Geliefdes, hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Dis die sondige natuur. Dis hoekom hy gesê het, hier sê God, die oplossing vir die sonde is te vind in wat? In dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Kan julle dit sien hier? Né? Loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Hoeveel keer wil die sondige natuur nie na vore kom nie? Hoeveel keer is dit nie waar die sondige natuur weer begin heers en sy verskyning maak en jy wonder wat is fout as 'n kind van God praat ek nou, né? Ek praat vir jou. Maar jy moet daaroor heers. Hoe heers jy oor die sondige natuur? Deur die geloof, wanneer ek goed doen. Wanneer doen ek goed? Wanneer ek my geloof anker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. Dis die enigste manier hoe dit ooit gedoen kan word, geliefdes.
En Romeine 7 is uiters krities belangrik. Romeine 6, 7 en 8. En in Paulus se briewe kan ons hierdie, en reg deur die woord van die Here kan ons hierdie dinge sien. Maar veral deur Paulus se lering kan ons sien, want hy het hierdie selfde ervaar in sy lewe, dat daar 'n worstelstryd is en hy weet nie wat om te doen nie. Want dit wat hy wil doen, dit vind hy doen nie. En dit wat hy nie wil doen nie, dit vind hy doen. Maar hy sê, dit is die sonde wat in julle woon. En die sondige natuur, geliefdes, ek kan vir jou nou sê, Romeine 6 vers 17 maak dit so duidelik. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde, en ons het gesê, die sonde is die sondige natuur wat hierna verwys word, nie die werkwoord nie, maar die bepaalde lidwoord word vooraan 'n naamwoord gesit. So hier word verwys na 'n voorwerp, dis die wortel van sonde, die liggaam van sonde, die sondige natuur, nê, was maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. So wat kan nou gebeur? Hoe kan ek heers oor die sonde? Is wanneer ek diensbaar word aan die geregtigheid. En geliefdes, Romeine 5 vers, Here herinner my nou, Romeine 5 vers 21, nê, vers 21, sodat soos die sondige natuur geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid. So genade heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Die geregtigheid van God is deur die geloof. En die geregtigheid van God is een, Christus Jesus en wat hy gedoen het aan die kruis. Want ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus, maar om die geregtigheid van God in Christus te wees, moet ek dan van harte my geloof anker en plaas in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sodat ek dan in hierdie wonderlike lewe van Christus kan wandel, prys sy lieflike naam. En hier is dit waar ons oorwinning kry oor die sondige natuur, is deur ons geloof van harte in gehoorsaamheid te plaas in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, prys die Here. Ons sien hier in Romeine 7 waar Paulus sê, dan hierso, hy sê hierso, in vers, ek wil net vir julle wys hierso, in vers 11, want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dis omdat hy vir die Here probeer lewe het, deur die onderhouding van die wet, deur die vlees, het hy agtergekom dat wanneer ek dit wil doen om vir die Here te lewe, want ek is nou gered en ek wil vir die Here lewe met alles in my, maar nou wil ek hierdie wette probeer gehoorsaam en dit wat God vir my gee, buiten die waarheid van die kruis wat bestendig behoort te wees vir my in die opsig van hoe ek vir God lewe. Dis hierdie waarheid van die kruis wat die mense nie wil omhels nie. Die kruis, die werk van Christus wat in my lewe gedoen word, kom alleenlik deur die kanaal van geloof, en alleenlik die geloof wat erken word, is die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het, die geloof in Christus Jesus en wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Geliefdes, as dit nie 'n toepaslikheid word in jou lewe nie, wanneer daai objektiewe geloof nie geanker gaan bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, die gaan die vlees heers, gaan die sondige natuur beheer neem. En ek het iemand se opskrif gelees wat gesê het, en hy het reglik reg gepraat, dat die sondige natuur vermom hom die meeste in die kerk. En dis die waarheid. Geliefdes, so ek kan vir jou dit nou sê, wanneer jy kan kerk toe gaan, jy kan al die dinge doen wat gedoen moet word daar, wat 'n godsdienstige dekmantel het, en al die dinge reg sê, maar wanneer daai hart nie verenig is met dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, in liefde vir daardie waarheid nie, gaan die vlees en die sondige natuur heers. Ek is jammer om dit te sê, want van harte moet ek gehoorsaam word aan hierdie leer. Ek moet die kruis van ons Here Jesus Christus, die geloof wat daarin geplaas moet word, 'n applikasie tot my lewe wees, voor dit in werking kan kom in my hart en in my lewe. Jy kan die bloed pleit, jy kan al die dinge doen,
Maar as dit nie geapply word tot jou lewe nie, deur die omhelsing en die liefde vir die waarheid van die kruis nie, dan is dit vergeefs. Hoeveel mense vandag bely die bloed van Jesus, bely die bloed van Jesus, maar se geloof nie van harte in liefde dit omhels as 'n objektiewe geloof as die enigste om vir God te kan lewe nie. Daar is die probleem. Want mense wil nog hulle eie dinge opsit, hulle eie goed opsit. En jy kan nie goed doen. Dis God se woord. Kan nie goed doen as dit nie die goed van Christus is nie. Ek is jammer. Dit kan 'n by uiterlike goed lyk wees, maar wat vir God goed en vir hom wysheid en vir hom kennis en vir hom geregtig is, vat ons altyd na die kruis. Want jou geregtigheid lê nie uit jouself nie, jou geregtigheid is in God, in Christus Jesus, van God deur die geloof. Halleluja. Mag die Here vir jou hierdie woord van die kruis oopmaak aangaande die sondige natuur, en mag die Here vir ons dan nog meer en meer leer aangaande hierdie belangrike onderwerp. Ek moedig jou aan, gaan lees Romeine 6, 7 en 8. Elke keer wanneer daar die sonde genoem word, verwys dit na die wortel van sonde, die sondige natuur, en wat jy moet onthou as jy dit lees, moet jy hom lees as die sondige natuur. 15 is die enigste een wat die werkwoord het, en dis die daad van sonde, né? Hoofstuk 15. So vir al hierdie 16 keer of 15 keer wat dit genoem word, verwys dit meeste van die tyd na die sondige natuur, en hier is die probleem waarmee baie hulle self bevind. Daar die wortel van sonde is nog steeds daar, want die waarheid van die kruis word nie verstaan nie, en as dit nie verstaan word nie, kan dit nie geapply word nie, en wanneer dit nie geapply kan word nie, kan dit nie 'n werklikheid in jou lewe word, en jy in die oorwinning vat. Christus wil hê jy moet lewe, gaan jy nie kan lewe nie, en dis wat Paulus in Romeine 7 ervaar het. Die Here seën vir julle, be blessed, en laat dit goed gaan.